Goeiemôre, broers en susters. Baie welkom vanmôre in die huis van ons Hemelse Vader. Ek gaan net kyk of die klank reg is. Om net so 'n bietjie harder sit. Goed, is dit oké? Sê, is julle, is ook te rustig. Vakansie gaan. Sê, goeiemôre julle almal, baie welkom vanmôre in die huis van ons Hemelse Vader. Maar asseblief 'n blaadjie vat, die afkondigings is daar op, ons het ook opsomming van die preek daar agter, julle is welkom om ook as die boodskap vir jou besonder is, kan jy maar by die huis weer gaan dink. Dit is altyd goed om weer jouself te herinner aan wat het jy Sondag gehoor. Dit is soos om 'n goeie bord kos te eet vir die siel voed. Dan wil ek net vir julle noem dat natuurlik is daar nie kategese en kinderkerk hier oor die skoolvakansietyd nie. Jy is almal welgenooi vir koffie en tee. Dis 'n selfhelp, ons sê selfhelp, maar daar's altyd 'n getroue persoon wat help ons kind. So baie dankie vir die werk daarmee saam. Daar's baie eetgoed ook gereël, so jy moet asseblief definitief 'n draai maak om 'n hapie te kom kry. Ons sien uit daarna om goed daar link te sien en weer te kuier. Dan het ek nou gesien die NHSV se wolprojek is daar weer wolgoedjies te koop in die portaal, so as jy nie nuuskierig is om te kyk vir 'n missie en 'n serpie en koevers wat daar kan doen. Hulle verkoop hulle produkte wat hulle so mooi aan werk en hulle weet dit word ook uitgedeel vir behoeftige mense. Baie goeie werk en dankie vir die NHSV met julle netjies onderneming. Dit is fantasties. Ook die diakens het verlede Saterdag het hulle klere verkoop gehad. Dit het ook goed gegaan. Jy het seker gesien toe jy gekom het, daar's tafels met kussings en bewys, alles in sak gepak. Die diakens vra dat jy asseblief een of twee kom afhaal en dan waar jy weet 'n behoeftige persoon is wat dit gaan nodig kry, kan jy dit vir hulle gaan gee. So jy kan net kom kry en dit gaan uitdeel. Maar gee maar vir iemand wat ons weet dit regtig nodig het. Dit is nou koud, dit is nou winter en kussing en die wys sal goed wees vir hulle. Verder, die koskas is net hier om die hoek. Jy is welkom om hom steeds self aan te vul. Jy sal ook sien dat hy redelijk goed aangevul is. Ook dankie vir die diakens en moeite daarmee. Dit word waardeer. Jy kan selfs as jy moet daar ook 'n pakkie opmaak. Daar is sakkies, wat 'n paar goedjies as jy regtig iemand wil gaan help met kos. As ons so mooi volhou, kan jy op 'n Sondag ook daarso insit en gaan help vir mense waar jy met hulle te doen kry. Dan broers en susters, oor die projektesgroep gaan hierdie week die voortrek van die monument besoek. Ons gaan Vrydag weer ry. As daar van iemand is wat dalk gedink het, wow, dis 'n lekker ding, ek wil saam, dat weet maar net vir ons, dat ons net kennis neem vir myself of ouder en Gert, dat ons net ons getalle reg het, ons maar vir elke se sak, so kyk maar net daarna. Ek weet dat die projektesgroep wel 'n subsidie ontvang vir die uitgawes rondom dit, maar as daar iemand van is wat graag wil saamgaan, dat weet maar net vir ons. Dit sal donderdagoggend wees wat ons weer gaan soek toe. So van 18 tot 8. Ja, ons is 9 uur hier by mekaar en dan gaan ons weer oor die jeuks kyk. Goed, broers en susters, dan ook neem maar kennis van die sanggroepie wat ons het. Ons het verlede kwartaal so 'n bietjie geoefen en gesing. Ons sal weer kyk om van Sondag af aandag daaraan te gee. So as jy belangstel op die WhatsApp gemeenskap, is daar 'n sanggroepie, gaan daarin, sê hallo, hier's ek stel belang
en dan sal ons al die inligting, die liedere en die goed wat ons gaan oefen en iets meer ook daar so met julle deel. Reg. Reg, broers en susters, dis basies, ek hoop dis al die loer, sê. Goed, ons is vanmôre verder in die Bybel af, ons is nou by die boek van Jeremia, so ons boodskap sal daaruit kom, maar vir nou kom ons raak rustig, ons gemoedere, skud die dinge van die week af, en ons berei onsself voor in 'n stil gebed vir 'n ontmoeting met die Here. Kom ons tyd ons bid. Gemeente, ons gaan opstaan vir ons toetredingslied. Ons sing hom, bly staan vir die foto met die seun, ons antwoord op die seungroet met 'n loflied en daarna kan jy maar weer gaan sing. Kom ons begin. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die Here se seëngroet, ons sing saam, O kom ek jubel, Hemelvader. Amen.
is in Romeine 12 vers 2, is Paulus besig om ons aan te moedig, om elke dag besig te wees met die wil van God. Daar staan, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ons wil partykeer gelyk word aan hierdie sondige wêreld. Daarom is dit vir ons belangrik dat ons skuld sal bely. So kom ons doen dit deur saam te sing uit Lied 2:3:9, Jesus rots vir my geslaan. Ons staan en dan daarna kan jy weer gaan sit. Dan in Efesiërs 2 vers 8 tot 9 kom Paulus en hy verseker ons dat ons vrygespreek is deur genade, deur God. Ons lees daar staan, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof, en dit kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie dade nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. So Paulus wil hê ons moet verstaan dat God uit sy groot liefde vir jou genadig is, en daarvoor is ek en jy dankbaar. Kom ons sluit ons oor ons bid saam. Ons almagtige Here, ons sê vir U dankie vir alles wat U in ons lewe vir ons gee, al die gawes, die voorregte, die talente, die vermoëns, geliefdes, mense wat vir ons lief is en vir wie ons lief kan wees. Here, dankie vir gesondheid, dankie vir die geleentheid om na U woord te kan luister, ons eie tuiste, waar U die hoof is. Here, dankie dat ons kan groei in ons geloof en dat dit ons kan sterk, paraat, ywerig maak vir die lewe waarvan ons deel is. Dat dit ons troos wanneer ons dit nodig het, wanneer dit ons dit ook aanmoedig, Here, wanneer ons aangemoedig moet wees, maar ook, Here, wanneer ons hartseer en die ellende van die lewe beleef, is U woord ook vir ons troos. En Here, ons vra dan ook vanmôre om verskoning vir die swakhede wat ons het, soos ons dit in die lied aangewy. Here, dat ons weet dat daar dinge is wat ons dink, wat nie in lyn is met die liefde wat ons in Christus sien nie. Daar's dinge wat ons sê, wat ons doen, wat afwyk van dit wat U van die kinders verwag. Ons plaas ons skuld voor die Heer en ons bely dit, maar ons sê ook dankie vir die genade en Jesus dat U dit by ons wegneem, sodat ons elke dag 'n nuwe dag kan leef, kan bly groei in ons karakters tot eer en verheerliking van U naam, Here. Here, daarom is ons vanmôre hier om na U woord te luister. Ons vra dat U Heilige Gees ons sal help om te hoor wat nodig is, sodat ons kan sterk wees as kinders van God. Dankie, Here, dat ons die woord het wat vir ons die rigting aandui, dat daar 'n roete is om te volg en wat ons deur ons hele lewe kan lei en sterk maak, sodat ons nie twyfel nie net rond dobber in die lewe nie, maar dat daar wel vir ons rigting gegee word waarin ons kan stap, sodat ons U naam verheerlik, die lig kan bring
in 'n land en in 'n wêreld waar daar maar duisternis ook baie te vind is. Bly ons vanmôre in die woord, bid dit in Jesus se naam. Amen. Voordat ons na die gedeelte kyk, broers en susters, wil ek net so 'n bietjie inligting gee. Ons lees nou uit Jeremia 45 en ons kyk 'n bietjie na die karakter Baruk. Jeremia was nie net 'n profeet nie. Hy het ook 'n sekretaris of 'n skrywer as jy wil gehad met die naam van Baruk. En dit was Baruk se werk om Jeremia se profeseë neer te skryf. Dikwels onder groot gevaar. Hy was waarskynlik uit 'n invloedryke familie want hy kon skryf en hy kon lees. Natuurlik in daai tyd was dit sulke mense wat uit belangrike families het gekom het wat daardie onderrig gehad het om dit te kon doen. Maar hy kon dan moontlik 'n baie meer gemaklike lewe gehad het, maar toe word hy die skrywer vir hierdie profeet. En dis hierdie werk wat hy het onder Jeremia, waar hy vervolg word, waar hy onsekerheid beleef en waar hy teleurstelling ook beleef. So hier in Jeremia 45 sien ons hierdie unieke gedeelte, want in hierdie stukkie is God nie besig om te praat met die volk Israel wat op die verkeerde pad is en wat binnekort in ballingskap weggevoer gaan word vir hulle sondes nie. In hierdie kort stukkie in Jeremia word daar so 'n halwe pastorale gesprek wat na vore kom. En dis 'n gesprek tussen God en dan hierdie moedelose dienaar, hierdie skrywer, Baruk. En die volk is op pad om geoordeel te word. Jerusalem staan op die punt om te val. En Baruk het waarskynlik gedink dat sy diens aan God sou anders gelyk het. Hy het dalk gehoop dat sy werk wat hy doen vir die profeet sou kon lei dat die volk hulle self bekeer. Miskien sou sy bydrae gehelp het vir die herstel van die volk van God. En dalk sou hy ook 'n bietjie erkenning kon kry vir die werk wat hy saam met die profeet tot eer van God gedoen het. En dis juist in hierdie oomblik dat God dan Baruk aanspreek. Want alles wat ons glo hy dalk gehoop het, is besig om nou 'n ander rigting in te slaan, afdraande, want binnekort sal hierdie volk wat so sondig is in ballingskap weggelei word. So kom ons lees die gedeelte saam. Jeremia 45 vers 1 tot 5. En ek gaan vir julle lees die tema daar is wanneer jy groot dinge vir jouself soek. Dis die tema. So kom ons kyk. Ek sal jou lewe laat behou. Ek sal jou lewe laat behou. 'n woord van die profeet Jeremia aan Baruk, seun van Neria. Toe Baruk opgeteken het wat Jeremia vir hom gedikteer het. Dit was in die 4de regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, seun van Josia. So sê die Here, die God van Israel, oor jou, Baruk. Jy sê, dit is klaar met jou. Die Here het nog meer lyding by jou smart gevoeg. Jy is al uitgeput van kla, jy kry nie rus nie. Die Here sê, ek moet vir jou sê, so sê die Here, wat ek gebou het, slaan ek plat. Wat ek geplant het, ruk ek uit. Dit het gebeur met die hele land. En jy soek roem vir jouself, moet dit nie soek nie. Ek gaan 'n ramp oor alle mense bring, sê die Here. Tog sal ek jou lewe laat behou, waar jy ook gaan, al sal jy net met jou lewe daarvan afkom. Ons lees tot so ver. My woord is soos vuur, sê die Here, soos 'n hamer waarmee klippe stukkend gebreek word. My broers en susters in ons Here Jesus Christus, die meeste van ons begin jou lewe met sekere verwagtinge. Ons dink ons loopbaan gaan anders lyk. Ons dink ons huwelik gaan anders wees. Ons dink ons kinders gaan ander keuses maak. Ons gesondheid gaan beter hou. Ons bediening gaan meer vrug dra. Ons geloof
gaan minder vra hê. En dan gebeur die lewe. Soms gebeur dit baie stadig, en ander kere gebeur dit skielik. Die droom wat jy gehad het, begin verbrokkel. Die plan waarop jy jare gewerk het, val uit mekaar. Die erkenning waarvoor jy gehoop het, kom nooit. Jy dien die Here getrou, maar dit voel asof alles net moeiliker raak. En dit is presies waar Baruch is, en waar ek en jy hom ontmoet, in hierdie kort stukkie wat ons gelees het. Hy is nie 'n goddelose mens nie. Hy is nie ongehoorsaam nie. Hy is nie besig om teen God te rebelleer so die volk nie. Hy is eenvoudig net moeg. En God veroordeel hom nie daarvoor nie. Inteendeel, God begin deur sy pyn raak te sien. Nou as jy die gedeelte net so lees soos wat daar staan, dan klink dit baie streng en ernstig. Maar ek wil met julle die gevoel van die gedeelte, daai kort gedeelte deel, dat ons dit reg hoor en reg verstaan. Want in daai gedeelte sien ons dat God eintlik sy pyn raak sien, bewus is van daardie seer waarmee hy sit. Hy kom uit sy ryk familie, waar sy vermoëns vandaan kom om 'n skrywer te wees, dalk 'n baie beter, gemakliker lewe gehad het, maar hy het gekies om die profeet se skrywer te wees. En hy sit daar in daardie oomblik, dit hoor ons, moedeloos en moeg, en hy voel of God net meer op hom laai, met dit wat op nog met die volk gaan gebeur. Daardie ideaal vir sy lewe, wat ek en jy ook maar het, ons gaan dit doen, en dan gaan ons daar kom, en as ons daar kom, gaan ons dit kry, en dan gaan ons soveel dit hê, dan gaan ons 1 kind hê, en dan nog 'n kind, en as ons 2 kinders het, dan gaan ons daar naartoe gaan, dan het ons nog genoeg geld om daar te gaan vakansie hou, dis ons op 'n weg. Maar dit gebeur nie so nie, want die lewe gebeur. En net soos Baruch, loop ons partykeer ons riemen styf. En dan wonder ons, wat nou? Hoekom? Hoekom moet ons hierdie moeilike paaie hê en moet ons dit doen? Ek deel graag die eerste gedagte met julle vanmôre. Dit is baie belangrik dat ons moet verstaan dat God sien die teleurstelling van sy dienaars raak. Baruch sê, elende wat vir my. Die Here het smart by my pyn gevoeg. En dit klink amper soos iemand wat sê, ek kan eenvoudig net nie meer. Hy het waarskynlik by homself gedink, dat sy lewe anders moes verloop. Hy dien immers die Here. Hy werk saam met een van die grootste profete in Israel se geskiedenis. Maar in plaas van sukses, sien hy mislukking. In plaas van groei, sien hy afbreek. En in plaas van vrede, is daar oorlog aan die kop. Hy voel uitgebrand. Wat besonder is dat God hom nie berispe, omdat hy so voel. God begin nie weer te sê, Baruch, jy moet net sterk en glo die man, wat gaan met jou aan? Nee, God haal sy woorde aan. Hy sê vir hom terug, wat hy sê, wat hy voel, en wat in sy hart in die gang is. Dit het jy gehoor. En dit wys vir ons iets van God se hart. Die Here luister. Dit sê vir ons dat hy hoor die sugte, wat niemand anders te hoor nie. Hy sien die trane, wat ander mense miskyk. Hy ken die teleurstellings, wat ons diep binne in ons hart dra. En dit is die grootste troos. Want baie gelowiges dink, hulle mag nooit teleurgesteld in hulle lewe wees nie. Jy mag nie teleurgesteld wees nie, jy moet net dankbaar wees met jou lewe. Maar die Bybel is vol gelowiges wat geworstel het. Dink maar aan Elia, dink bietjie aan Dawid, dink aan Jeremia, nee? Dink ook aan Paulus, en dink aan Jesus, wat gehuil het. God vra nie, dat ons moet voorgee, alles gaan met ons goed. Hy nooi ons om eerlik na hom te kom. Dis wat hy wil. Kom eerlik na my toe, kom praat met my in gebed, kom deel met my wat met jou aangaan is. Wees naby my, as jy sien ek is naby jou. Dis wat God sê. Tweede gedagte is dat ons moet hiervoor waak.
is ambisie word gevaarlik wanneer dit my identiteit word. Baie mense meet hoe goed dit gaan aan kapasiteit, aan kwantiteit, aan hoeveel jy, hoe meer ek het, hoe baie daar is, nee, hoeveel mense kom. Hulle meet hulle lewe daaraan, want dit is gekoppel aan hoe suksesvol ek is, my identiteit, my waarde, en alles wat ek reg kry. En hier kom God en hy vra vir Baruk, 'n verrassende vraag. Hy vra, soek jy vir jou groot dinge? Moenie dit soek nie. Of soos ons het gelees het in vers 5, en jy soek roem vir jouself? Moet dit nie soek. En hierdie vers word maklik verkeerd verstaan. Want as jy dit so op die oor af hoor, dan dink jy God sê dat jy nie hard moet werk nie. Maar hy sê nie dat sukses is 'n sonde nie. Hy sê nie dat 'n mens geen drome mag hê nie. Die probleem lê by die woorde vir jouself. Vir jouself. En hoekom? Want daardie vir jouself, beteken nie jy mag nie vir jou goeders wil bymekaar maak of strewe na 'n wonderlike ding in jou lewe nie. Die vir jouself wil eintlik sê dat jy jou identiteit aan daardie sukses koppel. Dat jy dan sê, maar my waarde, wie ek is, gaan afhang van wat ek in hierdie wêreld reg kry. Volgens die maatstaf waarmee ek my lewe meet. En vergeet dat daar 'n maatstaf is waarvolgens God ons lewens meet. So Baruk het waarskynlik begin glo dat sy geluk, sy betekenis, sy identiteit afhanklik is van hoe sy lewe gaan uitdraai. En dit gebeur baie maklik, nee. Ons begin dink, as ek net hierdie bevordering kan kry in die werk, as ek my kinders net so kan leer, hulle so uitdraai in die lewe, as ek net genoeg geld het, as ek my bediening net groter kan wees, groter dinge kan gebeur met al die effort wat ek insit, dan sal ek gelukkig wees. Maar wanneer hierdie groot dinge nie gebeur, begin ons identiteit saam in mekaar stem. Ons wêreld se voortdurende druk op ons, nee, die wêreld sê, jy moet groter word, jy moet belangriker wees, jy moet ryker wees, jy moet meer bekend wees. Dis wat die wêreld vir jou sê, wat ons sien op sosiale media en in die nuus en op al die platforms waar daar is. Maar die evangelie kom met ander vrae. Die evangelie, die goeie boodskap van ons Here Jesus Christus vra, wie is jy as niks daarvan in jou lewe gebeur? Jy nie so suksesvol is soos wat jy gedink het jy moet wees nie. Wie is jy nog steeds in jou menswees? Kan jy steeds weet jy behoort aan God? Kan jy steeds vrede hê? Ongeag, kan jy steeds getrou bly aan wat God van jou vra? En dit is 'n baie moeilike vraag. Want ons harte heg maklik ons waarde aan ons prestasies. En dis hoe ons na ander mense ook partykeer kyk, né? Kyk hoe gaan goed is daai ou en kyk wat het hy. Kyk hoe goed is daai ou wat hy so bekend. Kyk hoe goed is dit daar by daai mense en hoe hulle dinge doen. Wow, dit is seker wonderlik want hulle is so goed. Weg ons waarde teenoor onsself en ons kyk na ander mense, na hulle waarde deur die bril van die wêreld na dinge kyk. Want ons harte heg maklik aan hierdie waarde van prestasie. Maar God, hy wil hê ons waarde moet rus in sy liefde. Jou waarde moet rus in sy liefde wat hy vir jou het. Dit bring my by die derde gedagte. God gee dus dan iets groter as grootheid. Daardie groot dinge wat jy in jou lewe soek, daardie dinge wat jy so graag wil bereik, daardie planne wat jy gemaak het om daartoe te streef, wat goed en reg is, maar wat as dit nie uitwerk nie? God kom en hy sê, ek gee vir iets groots. En dan kom die merkwaardige deel van hierdie hoofstuk. God beloof nie vir Baruk dat alles nou sal beter wees nie. Hy sê nie, ek gaan nou Jerusalem red, omdat jy te neergedruk is. Hy sê ook nie, ek gaan almal na jou laat luister, sodat hulle tot bekering kom en hulle harte reg kry nie.
God kom ook nie en sê, ek gaan jou dan beroemd maak, omdat jy die volk gered het van die verkeerde pad, en hulle gehelp het om op die regte pad te kom. Nou kry jy beroemdheid en aansien. Hy sê, jou lewe gee ek vir jou. Dis wat is. En dit klink vreemd, vir ons. Nie waar ek en jy vandag sê. Maar vir iemand wat in oorlog leef, was die gedagte van, jy kry jou lewe in daardie oorlogsomstandigheid, dat jy mag maar lewendig huis toe terugkeer, is 'n massiewe hoeveelheid waarde wat God hier vir Baruk gee. Met ander woorde, Baruk word hy kry hierdie woorde daarvan gesê, want ek beloof nie vir jou grootheid nie, maar ek beloof myself sê. Ek beloof dat ek jou sal bewaar. Ek laat jou nie los nie. Soms wens ons God sal ons omstandighede verander. Maar baie keer gee hy iets dieper. Sy teenwoordigheid, sy trou, sy sorg. Ons dink dikwels die grootste wonderwerk is wanneer God die storm stil maak. Maar soms is die grootste wonderwerk dat hy saam met ons in die storm bly. Dit sien ons baie duidelik, die duidelikste by Jesus Christus. Jesus het ook nie die pad van aardse grootheid gekies nie. Hy het nie gekom om op 'n aardse troon te gaan sit en te sê, ek is die koning van die volk nou nie. Hy het homself verneder. Hy het gedien. Hy het gelei. Hy het die kruis gedra. En volgens die wêreld het hy sy lewe geëindig in mislukking. Maar juist deur daardie pad het God die wêreld gered. En die kruis herinner ons dat God se grootste oorwinnings dikwels anders lyk as ons definisie van sukses. Kan dit weer sê? Die kruis herinner vir ons dat God se grootste oorwinnings dikwels anders lyk as ons definisie van sukses. En daarom kan ons ook ons eie teleurstellings anders begin sien. Jy kan ook sê, wat? My teleurstelling lyk so groot, maar hoe kyk God na dit wat ek as 'n teleurstelling sien? Hoe kan ek my manier daarvan verander en sê, wag 'n bietjie, my waarde heg ek aan wat God oor my voel. En daarom kyk ek anders na my omstandigheid. Nie elke droom wat sterf beteken God het jou verlaat nie. Nie elke toedeur wat jy sien beteken dat God het jou vergeet. Soms is God besig om iets groters te doen as wat ons op daardie oomblik kan sien. Ek dink broers en susters, die realiteit moet wees vir jou is dat lewe gaan lewe wees. Dit gaan gebeur met al sy uitdagings. Maar die vraag kom, waar hak jy jou identiteit aan vas? Jou sukses of dinge uitgewerk het soos wat jy dit gesien kom het of beplan het of mense wat net eenvoudig moes ja gesê het en toe sê hulle nee, of heg jy jou waarde, jou impak wat jy in die lewe maak aan die feit dat God vir jou lief is en jy vir hom lief is. Want as jy deur daardie bril kyk, dan sal jy mislukking sien as 'n mislukking en daarby verby beweeg na die volgende ding. Wanneer jy jou lewe inrig en sê, Here, ek gaan hierdie ding aanpak, hier is my behoefte, dis wat ek graag wil hê, maar ek los dit in die hande, want wat gaan gebeur, en wat dan nie daarmee toelaat om te gebeur, sal ek aanvaar, want tog net vir die vraag met my te wees, my die krag te gee, om by my teleurstelling te stoot, en met nuwe krag aan die kant tot ereverheerliking van U naam, die volgende ding van die lewe aan te maak. En daardie ken van God, daardie besig wees met God, daardie vertroue is iets wat ons oefen. En wanneer ons dit reg oefen, dan kom jy op 'n plek waar jy wel sal kan sê, wat ook al gebeur, ek vertrou die Here. Ja, daar's ideale drome en ek mag dit aan God stel. Maar as sy wil geskied, sal ek daarby inval en ek sal vra my naby te wees, sodat ek dit kan verdra, dit kan begryp, kan verstaan en aanbeweeg en verder tot eer van sy naam dinge te doen.
En ek moet vir sê, ek het dit al my lewe beleef. En as ek regtig op my bas gaan sit en mooi daaroor nadink, sal ek besef dat dit verskeie kere al in my lewe gebeur het, waar ek dit verwag het en ek kan nie verstaan hoe God dit nie wil toelaat nie. En ek gaan aan met my lewe en as ek daar by 'n ander punt aan die ander kant kom en ek kyk so terug en weet ek, o ja, nou weet ek, nou sien ek, nou verstaan ek, maar my kop was maar plat in daardie oomblik, maar vir nou sien ek hoe groot God eintlik was en hoe wys hy was en dat ek deur goed moes gaan sodat ek sterk staan aan hierdie kant waar ek nooit sou gestaan het as dinge anders uitgespeel het, anders sou gewees het. Want ons weet, ons kan nie weet nie, want ons is nie God nie. Jy is 'n skepsel, hy is die skepper. Niemand wat 'n skepsel is, kan oor God se skouer loer en verstaan dat hy besig is om met jou lewe te maak. En nou sluit ek af. Miskien het jy vandag soos Baruch hier aangekom, moeg, teleurgesteld, met vrae. Miskien het die lewe nie geword wat jy gedink het dit sou wees nie. Miskien dra jy steeds die pyn van drome wat nooit waar geword het. En dan is Jeremia 45 'n besonderse troos. God sien jou teleurstelling raak. Hy hoor jou sug. Hy veroordeel jou nie omdat jy moeg geword het nie, maar hy nooi jou om jou identiteit weer by hom te vind. Want wanneer ons groot dinge vir onsself begin soek, raak ons uiteindelik gevangenes van ons eie verwagtinge. Maar wanneer Christus ons grootste skat word, ontdek ons iets wat geen teleurstelling van ons kan wegneem. Die wêreld meet sukses aan wat jy bereik. God meet getrouheid aan wie jy volg en dit verander alles. So mag ons daarom hierdie week onsself 'n bietjie afvra. Waar het my identiteit vasgehaak aan my eie groot dinge? Waar nooi God my om hom weer meer die grootste skat in die lewe te maak? Want die mooiste belofte in hierdie kort hoofstuk is nie dat Baruch alles sou kry waarvoor hy gehoop het. Die mooiste belofte is dat God hom nie sou los nie, dat hy sy lewe sou behou. En dieselfde Here sê vandag ook vir ons. Ek is met jou en dit is meer werd as al die grootste dinge waarna jy ooit kon verlang. Amen. Kom ons sit so en dan bely ons geloof. Jy kan dit op die bord volg as jy wil. Ons sê dit in ons harte saam en dan sal ons oorgaan in gebed. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Here, dankie dat u woord ons altyd moed gee, dat dit ons help om vas te staan in 'n wankelrige wêreld. Here, dankie dat ons kan sien dat daar standaarde is wat verskil van ons geloof, dat die wêreld 'n ideaal of 'n prentjie of 'n verwagting het, wat nie altyd stroom en in lyn loop met hoe u na ons kyk nie. En ons is dankbaar daarvoor, Here, want ons besef dat ons waarde hang nie af van of mense instem daartoe nie, maar dat ons waarde gekoppel is aan u groot liefde. En Jesus aan die kruis bewys dat elke liewe mens u liefde ontvang, ongeag wie jy is, wat jou status in die lewe is, en dat daardie liefde vir jou onbreekbaar is tot in ewigheid. En Here, dankie dat ons waarde daarin kan heg, dat dit ons identiteit bepaal. Dankie Here dat ons geïnspireer bly in hierdie lewe, al word ons soms moeg,
om ons alles te gee, omdat ons dit vir U doen, Here. En dankie, Here, dat wanneer ons daardie fokus kan verander, en nie kyk na wat die prestasie of die prys is wat die wêreld vir ons teruggee nie, maar eerder dat ons U liefde het, dat dit ons aanvul, dan besef ons, Here, dat hierdie lewe sterker en anders geleef kan word, omdat ons verwagtinge nie geplaas word op aardse dinge nie, maar U groot liefde wat reeds in Christus vir ons bewys is. Here, dankie dat ons dan ook hier kan wees en die woord kan geniet, maar ook, Here, saam kan sing met ons antwoord op U waarheid, maar dat ons ook hier sal wegstap die wêreld in, Here, met daardie oortuiging en die sekerheid, dat wat ons doen tot eer van U naam altyd is, en dat daardie fokusverskuiwing wat ons kan maak elke dag, ons kan help, om met 'n ander houding, 'n ander manier van uitkyk, 'n ander hart, hierdie lewe kan voluit lewe, omdat ons U saamneem en U alreeds weer in hierdie gedeelte gewys het, dat U saam met die moedelose mense loop, dat U saam met my loop, en dat U vir ons krag gee. Here, dankie vir daardie liefde wat onophoudelik is. Here, help ons ook net altyd om ons deel in ons groei van geloof te sal verstaan en dan by te bring, maar mag U met ons altyd en elke dag wees wat U is, maar mag ons onthou dat U is, en dat ons weet dit reg in 'n verhouding met U lewe elke dag. Here, wees met ons hierdie week, ons bid dit in Jesus naam, amen. Kom ons sing ons slotsang, ons staan en ons sing saam, helder skyn die lig vir die nasies, die eerste, die tweede en die vierde strofe. Daarna ontvang die seën en ons sing ons die amen op die einde dan weer saam. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees, en die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Seënde Sondag en 'n voorspoedige week. Ja.